En die Here praat met my, ek het so 'n wonderlike gedagte wat ek met u gaan deel met die tema raak hom aan. Ons sing baie keer, as hy jou aanraak, sal jy dadelik weet. Ek ken dit, nee. En dit gaan baie keer wat ons kry. Maar hierdie een is bietjie ons aksie. Raak hom aan. Amen. Want God seën 'n poging. Amen. Hy seën nie niks nie. Ek is vanmôre opgewonde. Praise the Lord. Die gedagte kom uit die woord van die Here uit Markus 5 vers 25 tot 34. Dit is natuurlik 'n baie bekende gedeelte uit die woord van die Here. Dit is daar van die vrou wat in bloedvloeiing gely het. So dis die gedeelte waar hulle waar die vrou aan bloedvloeiing gely het. Nou die boodskap gaan vanmôre oor raak hom aan. Want as ons kyk Markus 5 vers 25 tot 34, daar's baie preke gebring oor daai gedeelte. Daar's baie preke gebring oor spesifiek die gedeelte van die vrou wat in bloedvloeiing ly. Daar's gedeeltes van die geloof wat sy gehad het, daar's gedeeltes wat hulle bring rondom hoe hulle die of daai doen om dit. Maar ek wil vanmôre gou vir jou een ding sê. Ek het bietjie iets anders wat die Here vir my aandag op vestig. Ek wil graag dit met julle deel. Ek wil graag vanmôre bietjie met julle praat oor daai gedeeltes. Wil ek vir jou sê, daar was groot skare om Jesus gewees. Hy was verdring, sê die woord. Waar hy kom, hy was verdring deur die skare. Jy het al gesien as baie mense bymekaar is, nê? En nou skielik vra hy die vraag: wie het my aangeraak? Die disippels dink, dis 'n snaakse vraag. Want ek meen, daar was mos nou baie, hier's honderde, dit kan hulle almal wees. En hy sê, nee, daar's iets spesifieks. Wie het my aangeraak? Baie het aan hom geraak, baie het hom getouch, baie mense het verby hom gestamp, om dalk gestamp of stoot of wat ook al, maar een persoon uit daai klomp het hom in die geloof aangeraak. Want die verskil kom wanneer jy in die geloof die aksie uitvoer van aanraking, is daar kragvloei wat plaasvind. Daai krag gevloei by daardie geleentheid. Dit is geweldig spesiaal as ons kyk na hierdie stuk. En dit is dat die krag van God op daardie oomblik gevloei het. Die heerlikheid van die Here het op daardie oomblik beweeg. En ek wil hê jy moet dit weet vandag, dat wanneer jy hom aanraak, is daar kragvloei wat gaan plaasvind. Jy moet dit weet vandag, as jy nie gereed is vir kragvloei nie, moet hom nie aanraak nie. As jy net daar wil stil sit en jou boude wil bly eel te sit, moet hom nie aanraak nie, sit en kyk die show. Maar as jy vandag 'n aanraking soek van die salwing van die Heilige Gees, steek jou hand uit en raak hom aan. Halleluja, kyk net die gedeelte wat wie sê dit laat my dink die tyd waarin ons leef, baie mense is in die kerk. Baie mense sing die liedjies en ek quoteer versies en hulle doen wat die tradisie en die kultuur sê, fantastiese voorbeeldige wonderlike bloetjies, maar vra vir hulle, het jy ontmoeting met God gehad? Dan kyk jy jou aan, As ek hier vanmôre moet vra, wanneer laas het jy 'n ontmoeting met God gehad? Ek praat van dat die salwing van jou hoof tot by jou voetsole deur jou spoel, want daar het ons nou gesê is 'n kragaandoening wanneer jy hom aanraak. Halleluja! As jy vanmôre hier sit en jy sê ek het dit nie gevoel nie, wil ek vir jou eerlik sê, dan is hierdie diens joune. Want dit beteken jy moet hom nog aanraak. Jy het hom nog nooit aangeraak nie. Ek gaan nie 'n spoed breek nie, ek is 'n eerlike ou, ek gaan dit nou vir julle sê. Jy kan eerder kwaad wees, ek sal later weer jammer sê. Jammer dat jy duiwel vat my jammer oor wat ek sê nie. Hoor vanmôre wat ek jou sê, as jy nog nie gevoel het die krag van die Here in jou nie, het jy hom nog nie aangeraak nie. Jy moet deurdring om hom aan te raak, en hoe raak jy hom aan? Behalwe fisies, deur geloof. Hebreërs 11:1, geloof nou is vas te vertel op die ding wat ons hoop 'n bewys van dit wat ons hier sien in Hebreërs 11:6. Want hy wat na God toe gaan moet glo dat hy is 'n beloner is van die wat hom soek. Amen. Ek wil hê jy moet dit verstaan dat wanneer ons hom aanraak in die geloof, hierdie vroutjie, mense, hierdie was baie wonderlik. Ek wil hê jy moet verstaan, omstandighede is die geboorteplek van geloof. Dis nie lekker nie.
Maar meeste van die tyd is omstandighede wat in jou lewe kom die geboorteplek van geloof wat gaan plaasvind in jou lewe. Jy sit eers in omstandighede, jou rug teen die muur, ek kan nie meer verloor nie, ek het nou alles probeer, dan gee jy oor. Ek het 'n boodskap gebring, ek moet hom maar weer eendag bring. Weet nie wie kan hom onthou nie. Die verskil van oorgewe is opgee. Ek wil vir jou sê, dan wanneer ek voel nou ek kan nie meer, dan gee ek oor. Dan begin my geloof nou in God raak en nie meer myself nie. Want in myself het ek nie geloof nodig nie. Ek weet wat ek kan doen. Ek ken my capabilities. Maar wanneer ek glo God moet dit doen, dan moet ek glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Amen. Woo, glory to God, dis mooi. Okay, kom ons gaan aan. Nou hierdie vroutjie, sy 12 jaar het sy natuurlik aan bloedvloeiing gelei. Sy het al haar geld eers spandeer en alles gedoen. Sy het al die geneeshere geraadpleeg. Sy het haar goed begin verkoop om dit te doen. Sy het oral hulp gaan soek waar jy menslik kon, van die dokter tot daai dokter. Hulle sê, hoe weet jy wanneer jy nou pensionaris ouderdom bereik? Die eerste 10 konteks is dokter so en so. Okay, nou in elk geval, sy het alles gedoen, maar dit het net slegter geraak. Dit het net erger gegaan met haar. Toe begin sy met iets moois, en ek wil die aandag vestig op 'n paar van hierdie goed. Sy kom op 'n plek, wat sy spreek, en sy sê, as ek hom gaan aanraak. Sy spreek die woorde, want sy glo die woorde. Kom ons gaan gou terug, ons kyk wat sê Jakobus. Jakobus sê, Jakobus 1 vers 1-2, sê hy, ag dit louter vreugde broeders, wanneer julle in allerlei beproewinge kom. Omdat die beproefdheid van julle geloof lydsaamheid bewerk. Lydsaamheid moet tot volle verwikkeling kom, sodat jy kan beproef wat die volkome en volmaakte wil van God is. Amen. Hy sê, ag dit louter vreugde, raak opgewonde, wees bly, wanneer julle in allerlei beproewinge kom. Dis so antiklimaks. Dis nou nie asof ek dik van die lag raak wanneer ek in moeilikheid is nie. Wie van julle raak in die giggel? My vrou sê eendag, nou sê ek taamlik nie dik van die lag nie. Het gaan swaar. Ek worry ons moet goed betaal en die werk kom nie in nie en ek moet nog huise verkoop daai stadium. En nou weet jy, voordat jy eers 'n huis verkoop, is 'n proses en dan verkoop jy en dan is dit nog 'n langer proses. Jy het baie geduld nodig om huise te verkoop, hoor. Jy moet nie vinnig wil geld hê nie. Maar in elk geval, nou gaan ek en nou ry ons so op teen die berg en ek is sommer net so bietjie depressief en ek vat so 'n oombliekie bietjie af. En ek is bietjie dikbekkerig en huilerig en ek sê ek weet nie Here wat gaan doen. Sy sê dis interessant. Wat's interessant? Wat meen jy wat's interessant? Ek wil graag weet wat's vir haar interessant want daar's niks vir my interessant in dit nie. Sy sê is interessant om te sien hoe die Here gaan antwoord. Hey, sy bou my. Ek sluk sommer net daar want ek weet nie wat om te sê nie. En ek sê ja. Ek wil vir jou sê, elke beproewing en elke probleem wat uitkom, moet jy weet die oorwinning is daar. Raak opgewonde en kyk na die interessantheid hoe God dit gaan antwoord. Ons het daar gebid, ons het daar God geroep en in daardie dag het God geantwoord. Want God wag net tot jy hom aanraak. God wag net tot jy hom vertrou en geloof. Want geloof sal nie beskaam nie. Amen. Hy sê, Paulus skryf, hy sê, want die hoop beskaam nie. Die hoop is geloof, want geloof is vastvertrou op wat ons hoop. Dit beskaam nie. Woo, glory to God. Nou ek sien toe nou hierdie saakie en ek dink, nou begin Jakobus se storie vir my sin maak. Hy sê ons moet opgewonde raak, want ons moet nou kyk hoe gaan die Here doen. Wag, check. Ek sê vir jou, sit net hier, kyk saam met my wat gaan gebeur. As jy mos nou al gesien het iets gebeur, wow, en jy het dit nou al gesien en ander nie, dan sê vir hulle mos altyd, wow, wag, die beste kom nog. Die beste kom nog. Nee, ek kry mos ook ons wat 'n film so spoil ook vir jou. Ek staan sommer op en loop, maar moenie my vertel nie. Ek wil self kyk wat gebeur. So kyk, gister ergens kyk ek saam met die meisiekinders iets, en volgende oomblik kom Karieke en sy vertel ons, ja nee, die groot mense wen met dit. Dis ook 'n kompetisies wat hulle doen. Ek sê forward nou sommer die ding tot op die einde. Ek wil nie weet, ek wil kyk.
Maar nou, so is dit baie keer met die Here, nou kom hier dinge, moet jy sê, kom ons kyk. Jy wag, want dit is dit, bou op. Nee, bou het op na 'n klimaks toe. Dis soos fliekswerk, is meerendeels jouself altyd by hulle, maar dit is oulik. En dan moet ons opgewonde raak wanneer die Here gaan antwoord. Maar weet jy wat is belangrik van dit? Hoekom ons moet bly wees ook wanneer ons in beproewinge kom? God breek jou trots af. Dis nie lekker nie, nee. Dis nie lekker om afhanklik te wees nie. Moes jy al iemand bel in die gesig kyk en sê, ek het nou regtig moeilikheid. Moes jy dit al doen? As jy het nog nie gevoel het nie, dit is 'n embarrassing story hoor. Ek like nie van mense goed vra nie. Ek vra minimaal mense minimum goed. Ek hou nie daarvan nie, want ons het maar ons eie trots, nee. Nou gesonde trots dink ek is seker daar matig mooi, dis maar selfrespek, maar pas op dat trots nie staan tussen jou en God se seëninge nie. Jou trots dat jy voel ek sal nie, jy suffer maar in silence. Dis eintlik al wat trots is. Suffer in silence. Okay, maar in elk geval, nou kyk ek na hierdie gedeelte en nou dink ek aan hierdie vrou. En dan gaan ek nou verder en dink ek nou aan ou Petrus. O Petrus het nie begin gil en skreeu hierso van die skytjie af, help Here, help nie. Okay, hy het eers toe mekaar gryp en bang weer seker. Maar toe hy uitklim, toe roep hy nie Jesus aan nie. Toe hy sink, toe roep hy hom aan. Ons roep hom nie aan terwyl dit goed gaan nie, ons roep hom aan wanneer ons sink. Dan moet hy vinnig nader kom. Ook weet hy dalk voor die tyd gesê, kom Here, vat my hand, dan wandel ons saam op die see nie. Ek gaan dit op my eie kant doen, dankie. Ons gaan bietjie verder. Dan sien ek iemand soos die verlore seun. Toe hy eers bietjie lus raak vir daai pele in die varkhok, sy trots verloor. Toe kon hy omdraai en God kon hom herstel. Amen. Ons gaan bietjie verder. Lazarus moes eers sterf. Lazarus moes eers sterf sodat God verheerlik kon word deur Jesus Christus. Van ons moet dalk eers sterf. Ek kyk so bietjie verder en wil ek vir julle sê, geloof is nie iets wat net impulsief intree nie. Geloof begin voor die wonderwerk begin. Geloof begin lank voordat die wonderwerk kom. Hier vrou het gesê, in die begin van Markus, daar waar sy sê, want sy het gesê, gaan lees mooi, sê, want sy het gesê, as ek hom maar net kan aanraak, sal ek gesond word. Sy dit, wat is my gunsteling versie? Spreuke 18:21. Lewe en dood lê in mag van die tong, en die wat gebruik sy vrug af en eet. Julle het elkeen so een. Maak so 'n bietjie. Nou wil julle dit nie doen nie. Kom oom Jannie, steek uit daai tong. Hy's oud, maar hy's daar. Ek wil hê jy moet vandag weet, lewe en dood lê in mag van die tong, dit weet jy spreek. 'n Tong slaat harder as enige vuis. Maar 'n tong kan wonderwerke losmaak wat geen mens kan losmaak nie. Want jy kan dit spreek. Baie mense bid, ag Here. As jy eers begin met ag, dan moet jy maar gestop het. En nou praat ek van my ook. Ag Here, ek glo U sal kan help. Eintlik bely jy totaal al jou ongeloof hierdie in die hele sinnetjie. Ag Here, as U kan, gaan let mooi op wat jou woordkeuse as jy God iets vra. Eintlik voed jy al die pad sy goedheid, sy godheid, en dan op die einde van die dag, ag Jannie, jammer, jy sit aan jy daai, ag Here, as jy wil, anders ek wil net vir pastoor vra. Weet jy wat? Wanneer laas het jy gegaan en sê, dankie Here, omdat U kan, staan ek op die woord. Omdat hy leef, sien 'n kans vir môre. Nie as hy leef nie, maar omdat hy leef. Wanneer het ons gekom in aanvalsposisie teenoor die vyand, in plaas van om net te retireer? Ek wil hê jy moet dit weet. Sy het gesê, ek sal gesond word. Dis al woorde gewees. Sy het dit gespreek, as ek net sy kleed aanraak, ek sal gesond word. Nee, dalk, ek sal nou maar kyk as ek daar kom, hulle praat van so ietsie, of ons sal maar net bietjie kyk, ek sal daarna hoor wat sê dokter Piet daarvan nie. Sy het gesê, ek sal gesond word. Wanneer laas het jy daai oortuiging gehad? Ek sal.
Ek wil hê jy moet dit weet, dit is baie belangrik. Dit is baie belangrik om hierdie deel te verstaan. Abraham is een van die grootste voorbeelde in die Bybel van geloof. Hy is die vader van geloof, sê die woord. Want dit is baie belangrik, hy het die dinge genoem wat ons nog nie gesien het nie, wat nog nie bestaan het nie, asof dit bestaan. Nou, 'n volgende belangrike een is, ons moet verstaan, geloof word nie vinnig gestop nie. Geloof is wanneer een van daai Suid-Afrikaanse stutte die bal kry en daar staan net 'n vleuel of 'n senter voor hom. Die wat rugby ken sal verstaan. Dit gaan nie goed eindig vir die vleuel en die senter nie. Geloof druk deur hindernisse. Daardie vrou het gesê, okay, eerstens ek mag nie daar wees nie. Ek's onrein, hulle kan my doodgooi met klippe. Sy het gesê, dit is baie mense, sy het 'n verskoning gehad. Ek gaan nie 'n sitplekkie kry nie, kom ons bly by die huis. Okay, in elk geval, sy het gesê, dis koud vandag, kom ons los eerder. Ons 'n baadjie. Dalk was die son bietjie skerp en sy het nie sonrompies gehad nie. Ek weet nie, ons dink aan allerhande nonsens. Sy het baie verskonings gehad, baie hindernisse. Sy was geken as 'n, dis daai vrou, is daai siek vrou. Pas op vir haar onreine. Want die wet was as onreine bestempel. Bly buite die laar, kom. Jy moet daai skyns heilige mense sien daar in Israel, vir al die ortodokse Jode. Hulle was hier se hande en staan net daar en rook en maak dit weer vuil. So, maar in elk geval, kom ons gaan aan. So, nou kyk ek na hierdie storieetjie en hierdie vrou het die hindernisse gehad, maar sy het gesê ek gaan nie laat my keer nie. Ek gaan nou in 4x4 mode. Toe gaan sy hande en voete. Hey, ek like om 4x4 mode te gaan. Wie like 4x4? Hey, 4x4 mode werk hoor. Okay, nou nie net die jeeps nie, natuurlik dit ook, maar as jy begin op jou knie gaan en jy begin bid, dan is jy sterker. As jy rugby speel en jy is deel van die voorry en jy weet jy moet krag insit, is jou eerste ding wat jy leer is om laag af te gaan. Waar dink jy het hulle dit geleer? Okay, kom ons gaan aan. Nou sien ek hoorie, maar hierdie vroukie het gesê, hierdie hindernis, jy kan haar nie nou pla nie. Laat ons maar gaan. Nou gaan ek verder. Nou dink ek, daar was ergens 'n man wat blind was, en hy roep uit, Here Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. Shh, bly stil. Stil. Jy ras. Here Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. Jy skreeu harder. Mense sal nie stil maak nie. Hy het siende weggeloop. Ek kry so skame. Boetie het vir my gesê, ek moet eerder nie iets sê nie. Ag Jesusie, ek sit en bloei op my hoekie nog vir 10 jaar. Ons moet regtig ons klomp twakkies los as ons die Here wil dien. Amen. Stem nie saam, ons moet ons twakkies los. Waai so 'n bietjie. Amen. Nou gaan ons verder. Saggeus. Ag Jete, Marike, kom bietjie hier, so skuif gou hy stoel voor julle weg. Sy is so Saggeus gestaltetjie. Sy staan daar nou op lere, maar dit help bietjie. Maar nou Saggeus was klein, nou hoe gaan Saggeus daarso sien? Hoe gaan Saggeus sien? Ag, niemand gaan my help nie, jy kan maar gaan Saggeus. Weet jy wat besluit daai Saggeus? Wat sê jy sonder skoolietjie? Saggeus was 'n klein man en 'n baie klein man was hy. Hy gaan lê toe op die grond en huil omdat hy nie die meester kan sien nie. Nee, dis die ander version. Hy sê, hy klim toe op in 'n willevye boom om die meester te kan sien. En toe die meester daar verbykom, kyk hy op en sê, Saggeus, klim af, ek gaan sommer by jou huis vanaand. Ek gaan tuis by jou vanaand. Glory to God! Ek wil vir jou sê, niks moet jou keer nie. Jy moet lus wees om dit te doen. Hey, ek in 'n boom klim. Ja, ek klim hy boom, man. Dink jy my tone lyk van net so? Jy klim 'n boom. Ons is so deftig en trots dat ek is te bang iemand sien my. Pastoor, sê jy my maar ander keer sien. Ek wil gou vir jou sê, het jy God nodig? Raak ontslaaf van jou nonsens. Geite, dis 'n mooi woord, dit klink so mooi. Nou kom daai 4 pelle, né? Nou het hy hierdie 4 maats. En die man is baie siek, hierdie 4 maats is nou op regte pelle. Hulle sê, wag, ons weet, hierso gaan dinge gebeur.
Nou wil hulle inkom, nee, is vol mense, vergeet daarvan, is vol. Ek gaan nie kan deurkom nie, weet jy wat maak hulle? Hulle klim op die dak, hulle breek die dak oop, en hulle sak om die toue in die middel van almal af. Dis bietjie, dit wil gedoen wees, dis 'n 10 uit 10, hè? Weet jy wat gebeur? Hy ou stap saam met hulle uit. Hey, hulle stap 4 in, maar hulle stap 5 uit. Glory to God. Ek moet nou vir jou sê, 'n hindernis moet jou nie keer nie. En meeste van die hindernisse sit hier in ons tyd. Geloof, jy moet gaan neerskryf, skryf dit op jou spieelkas of op jou vrou se spieël met haar lipstifie. Geloof kry altyd 'n pad. Moet ek dit weer sê? Geloof kry altyd 'n pad. As jy nie 'n pad kry nie, het jy geloof opgehou. Amen. Kom ons kyk gou. Nou kom Jesus. Hy's wonderlik, hoor. Ja, Here is 'n wonderlike God. Ja, ek is lief vir hom, hoor. Is jy ook lief vir hom? Ek voel hom so hier by my. Ek wonder, heeltyd kyk ek so, wanneer sien ek hom? Want hy's hier so. Hy's hier vanmôre. Jesus gaan nou enige tyd hier by ons verby. Glory to God. Sabaronda, kasababayenda. Nou kom hierdie girl daar aan. Party sê, dis die onreine. Is die onuitgeworpene, is die uitgeworpene vrou. Somme 'n tissue voor die mond. Jy het dit al gesien. Party ons oordoen dit nogal goed. Sit 'n masker dalk op en oorpleisies. Nou, dis daai vrou. Is die onrein vrou. Is die uitgeworpe vrou. Weet jy wat noem my Jesus haar? O dogter. O dogter. God herstel nie net jou liggaam nie, man, hy herstel jou identiteit. Hoe lank is jy deur mense sleg gesê en kant toe geskuif, maar Jesus kom, hy sê, ek wil jou identiteit herstel. Jy's meer werd as wat hulle van jou sê. Jy is nie uitgeworpe nie, ek noem jou my dogter, wat beteken ek plaas jou op 'n nuwe platform, ek plaas jou op 'n nuwe hoogte, jy is myne, halleluja, ek wil hê jy moet vandag weet, Jesus Christus herstel jou identiteit, as jy hom net aanraak. Jy moet hom aanraak. Jy moet wil. Jy moet wil. As jy nie wil nie, gaan niks kan gebeur nie. Ek kan nie vir Ulrich spoed gee nie, al wil ek. En partykeer dan voel ek wil 'n cracker in sy sak sit agter. Verstaan wat ek sê? Nou nie meer hy nie, hy's aan die gang nou al. Maar ek het 'n paar crackers gebruik. Maar wat ek nou vandag wil sê, maar party mense is maar net gevrek jou hele lewe deur. Jy gaan so gevrek net jou asem uitblaas met, ja, okay. So wat ek wil sê, luister, kry lewe, kry lus om die Here te dien. Sê ek gaan nie aanraak, jy gaan my verander, jy gaan my identiteit verander. God wil jou verander vandag. Hy wil jy? Wil jy regtig? Dan moet jy wakker word en hy gaan kom. Glory to God. Ja. Is lekker, man. Glory to God. Hy wil jou omstandighede verander, hy wil jou lewe verander. Jy sit vandag hier, jy sê, ag ek is nie liggaamlik dalk siek nie. Maar ek wil vir jou sê, tans is jou geloof siek. Tans is jou huwelik dalk baie siek. Tans is jou moed en spoed so gebrek, geen B12, B-kompleks inspuiting gee jou genoeg energie nie. Want weet jy wat, jy is mismoedig, jy is neerslagtig, jy is heeldag besig met een of ander iets snaaks. Ek wil nou vandag vir jou sê, God wil dit wegvat. God wil dit wegvat. Maar wil jy hê hy moet dit wegvat? Of gaan jy dalk die omgee en die simpatie mis? Mense, wees nou eerlik, kyk, ons lieg nou nie, is woord en waarheid. Wie van julle is mal oor iemand wat heeldag simpatie soek by jou? Kyk, wie van julle voel partykeer bietjie geïrriteerd oor iemand wat heeltyd opgepiep en simpatie soek? En die res van julle weet nie wat julle weet nie, of moet ek dit in Engels sê? Ek wil vandag vir jou sê, dis nie lekker as iemand net heeldag pity party hou om jou nie. So iemand trek jou so af, dat jy naderhand ook lus is om jou polse te kou. My tande is net te stomp, man. Ek is nou nie 'n ou wat hou van lang vat nie.
Nou ek sê nou vir jou, ek kan nie hierdie negativiteit vat nie, maar dit beteken ek moet 'n kop skuif maak. Vanmôre gaan ek, hier op die einde gaan ek bid dalk vir 1 of 2 en dan gaan ons afsluit en die wat wil gaan, kan gaan eet skaapboutjie. Bid net vir die eet. Maar, dan gaan ek bid vir siekes, liggaamlike siekes. Maar ek wil ook vir julle sê, ek gaan eerder met 'n seer skouer hemel toe, sodat ek met 'n gesonde skouer hel toe gaan. So eerste ding van alles vir my is, glo jy in God? Glo jy dat hy jou wil aanraak? Glo jy dat hy by jou nou gaan stil staan? Glo jy dat hy jou nou gaan optel? Glo jy dat hy nou jou lewe gaan verander? Glo jy dit? Ek wil hê jy moet dit weet, die Here kan jou aanraak, en dan is waar kom ek weer terug na dit toe. Kry eers jou gees gesond, kry jou liggaam belyn met God se woord, dan sal die genesing plaasvind, heel eenvoudig. Kom ons los dit daar, amen. Jy voel dalk God hoor jou nie, is vanmôre tyd om seker te maak, jy's in lyn met God se woord. Jesus sê, wie het my aangeraak? Wie het my vanmôre aangeraak? Buig 'n bietjie jou hoofde vanmôre, maak toe die oë, as ek mag vra asseblief. Jesus sê, wie het my aangeraak? Sabaronda kasababa yenda kashanda sibebendai. Wie het my aangeraak? Hy soek nie vanmôre die bekwaamste, die beste, die heiligste, die slimste, die rykste nie. Hy soek iemand wat in geloof kom. Hierdie vroutjie was laaste op prioriteitslys as dit gekom het oor volgorde van belangrikheid. Maar sy was eerste as gevolg van haar geloof. Vanmôre wil ek jou vra, wil jy nie jou geloof in aksie sit nie? Wil jy nie vanmôre sê, Here, ek sit my geloof in aksie. Ek vertrou U ten volle. Here, van vandag af sal ek my plan B uitskuif, wat ons wil gaan op God se plan A. Van vandag af gaan ek U vertrou in my huwelik, ek gaan U vertrou in my finansies, ek gaan U vertrou in my besigheid, ek gaan U vertrou in my liggaam, ek gaan U vertrou in met my kinders, ek gaan U vertrou met my kar. Ek vertrou die Here met alles wat ek doen. Want die woord sê, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie vir jou gelyk maak. Halleluja, vanmôre sê ek vir jou, Jesus is hier, en hy sê, wie het my aangeraak? Sabaronda kasababa yenda, op die oomblik is daar mense in die gees, wat ek sien sy hande uitreik en die kleed van sy soem aanraak, die soem van sy kleed aanraak. Ek sien vanmôre hoe mense uitsteek in die gees en sê, Here, ek raak vanmôre hier aan. Ek sien hoe mense sê, nee, genoeg is genoeg, ek gaan nie langer so sukkel nie, ek wil vanmôre sy kleed aanraak. Ek gaan nie rus tot ek nie seker is, ek het by die meester uitgekom nie. Ek vra jou vanmôre, as jy vanmôre glo en weet, Jesus kan jou aanraak, gee hom 'n kans. Ek gaan jou nie laat staan nie, en ek gaan nie 'n groot storie maak, of 'n uitnodiging vir dit maak nie. Net daar waar jy is, God ken jou hart, God ken jou lewe, ons is nie om mekaar te vermaak nie, ons is hier om in lyn met God se woord te kom. Glo jy vanmôre, God is hier? Glo jy vanmôre, hy wil jou omstandighede verander? Glo jy vanmôre, hy gaan jou hart verander? Dan is jy op die regte plek. Hy stap nou hier verby. Ek gaan 'n gebed doen, terwyl ek 'n gebed doen, wil ek vra, dat u wat vanmôre om nodig het, vir enige iets anders, dat u vanmôre die hand sal uitstrek na hom toe. Selfs as jy voel, hoor jy het 'n klein kwaal, wat jy sommer vanmôre tussen jou en die Here wil hanteer, God raak jou net aan. God werk nie spesifiek deur na jou toe nie. God wil direk na jou toe werk, maar jy nie wil luister nie, gebruik hy my partykeer. Maar geloof my, is lekker om eers dans te hoor. O, dis spesiaal. Here, ek bid nou vanmôre vir elkeen wat vanmôre hier is, wat voel, my koning, ek het U nodig. Elkeen wat vanmôre sê, Here, my huwelik, my besigheid, my finansies, my verhoudinge het U nodig. My liggaam het U nodig, Here. Ek wil bid dat U op die oomblik mense sal aanraak, mense sal gesond maak. Deur Jesus se wonde is daar genesing. Dankie dat ek weet die genesing is nie net liggaamlik nie, verskoon, maar dis vanmôre ook
om geestesmense gesond te maak. Here is om verslawings te laat uitval. Dis vanmôre daar om vrymaking te bring. Here, ons is baie keer gevangenisse van onsself, gevangenisse van omstandighede, gevangenisse van ons eie gedagtes, en dan bring dit ons op daai plek wat ons so vasgevange is, dat ek kan nie loskom nie. Ek kan nie loskom nie. Ek wil, maar ek kan nie. Here, vanmôre is die môre. Vanmôre kan ons druk deur. Dis soos wanneer ons bid. Here, baie keer bid ek is ook maar moeg, en ek bid, en dan voel dit of, gaan ophou is nou beter. Maar dan druk ek nog so bietjie deur, en nie lank nie, dan voel ek, hier is die heerlikheid van die Here. Dan is ek op 'n plek waar konings met konings ontmoet. Dis wanneer ons in die heerlikheid van God in beweeg. Dis wanneer ons in kontak met die Almagtige kom. Dis wanneer ons deurdruk. Here, ons moet deurdruk. Vanmôre bid ek, gee mense nou krag om deur te druk. Gee mense nou die inisiatief om deur te druk. Gee vir mense vanmôre die vermoëns, die kreatiwiteit om deur te druk. As ek kyk na alles wat die mense gedoen het, Here, was interessante goed in die Bybel. Maar Here, vanmôre, hierdie vinnig opgee ding, hierdie sit maar net terug. Here, ek vra, vat dit weg van ons af. Here, maak ons los van die wêreld en die mens. Maak ons vas aan die genade van U. Dankie dat U elkeen nou aanraak, dankie dat U elkeen versterk, dankie dat U elkeen gesond maak, dankie dat U elkeen optel, dankie dat U verheerlik sal word, dankie dat U God is, dankie dat U koning is, dankie dat ons weet, U is die groot ek is, en daarom eer ons U, daarom loof ons U, en daarom prys ons U. Word nou verheerlik, Vader. Ons bid dit in Jesus se wonderlike, almagtige, mooi naam. Here, waar ons ook gaan vandag hierna, die wat so lank huis toe gaan, dat U hulle sal seën. Elkeen van ons sal seën. In die middag, in die week wat voor lê, onbekend by ons, maar wel bekend by U. Here, maar ons wat ook dan gaan agterbly, wat nou gaan bid vir siekes, wat gaan bid vir hulle wat U nodig het, wil ek vra, kom o Skeppergees, lewendmakend Gees, kom in al die volheid, kom in al die krag. O Sabaranda Karabasitianda Kashanda Sababayendai. Touching Jesus is all that matters. Then your life will never be the same. There is only one way to touch Him, is just to believe when you call on His name. Here, word verheerlik. Word verheerlik, Vader. In die hande gee ons hierdie diens oor.